Die tema van my boodskap vanmôre is, die beste lê nog voor. Want jou skoonmaat mos slaap by jou kom skaapbout eet. Is dit nie die waarheid nie? So die beste lê mos nou vir jou voor. Glo jy dit? Ek glo dit. My vrou se verlof lê voor. Sy gaan môre met verlof, ek maak vir haar verskoning. Die beste lê nog voor. Die beste van die res van jou lewe lê nog voor. En ek sê vanmôre vir jou 'n waarheid, 'n sielkundige waarheid. As jy nie vanmôre glo dat die beste vir jou nog voor lê nie, dan grens jy aan depressie. Glo jy dit vanmôre? As jy dink, my lewe is so swaar. Dit is so smart om te lewe. Dit is so verskriklik om met die ene langs my getrou te wees, moet nie nou sê amen nie, want dan is jy in groot moeilikheid. Maar as jy daar is, dan is jy eintlik baie depressief. En is jy eintlik op 'n baie gevaarlike plek. En wil ek vanmôre vir jou sê, ek hoop as jy hier uitgaan, glo jy saam met my, dat die beste lê nog vir jou voor. Ek wil my hand opsteek vanmôre en sê, Here, sien my raak vir die nuwe jaar en vir die res van my lewe. En Here, mag die beste wat U instoor het vir my huisgesin, vir elke grondgebied van my lewe, vir hierdie gemeente, vir elkeen wat verteenwoordig word vanmôre in hierdie gemeente, mag die beste vir ons nog voor lê. Ons lees in die Bybel van iemand wat die beste voorgelê het vir hom in sy huishouding, maar hy die beste eers beleef nadat die slegste dinge met hom gebeur het. Soveel keer sê ek en jy vir mekaar, Here, waar is U in al hierdie slegte omstandighede? Here, waar is U in hierdie lewe van my? My lewe is 'n gemors, alles val uitmekaar uit. Here, waar is U? Dan wil ek jou vandag sê, soms moet dit eers reën, voordat die bloeisels kan uitkom. Soms moet dit eers reën, voordat die son weer sal skyn. Soms moet dit eers stiknag donker wees, voordat die dag gaan breek. En die son van 'n splinternuwe dag sal opkom. Hoor wat sê die woord van die Here, ons lees in Job 1 vers 21, sonder iets het ek uit die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. En Job het gesê, nadat hy alles verloor het, sê hy, prys die naam van die Here. Ek wil jou vanmôre vra, kind van die Here, het ek en jy die vermoë, as ons swaar kry, as ons siek is, maak nie saak wat met ons gebeur nie, het ek en jy nog steeds die vermoë om te sê, prys die naam van die Here. Het ek die vermoë gehad in 2025 om vir die Here te sê, prys die naam van die Here toe hy my pa kom haal het? Het ek die vermoë gehad om te sê, Here, ek prys U naam omdat U my pa kom haal het? Dan sal die mense vir my seker gesê het, as jy kranksinnig, sê jy vir die Here, dankie dat hy jou pa kom haal het. Of het ek en jy op 'n plek gekom wat ons moontlik God verwyd oor slegte dinge wat met ons plaasvind in ons lewe? Ek het in hierdie jaar wat verby is, my pa aan die dood afgestaan, maar nie net my pa nie, ook 'n geestelike pa, 'n persoon wat verantwoordelik was daarvoor, wat vir my en my vrou bediening toegestuur het, 8 jaar terug en gesê, gaan werk vir die Here, dit is God se wil en plan vir julle lewe. Mense, soms so skoen nodig wat jou inskop. Daardie verskriklike ongeluk wat so 'n maand terug gebeur het, hier op die N12, waarin pa en ma en 'n seun oorlede is. Dit was my geestelike pa daai gewees. En ek het hom ook in die dood afgestaan in hierdie jaar wat verby is. Het ek die vermoë om te sê, Here, ek wil die naam van God prys, nadat die Here gegee het en die Here geneem het. En as ek met Job op daardie stadium van sy lewe moes gesê het, Job, die beste lê nog voor. Moenie worry nie, Job, alles gaan vir jou uitwerk. Sal Job vir my gesê het, as jy mal in jou kop, om vir my te sê, die beste lê voor, nadat ek al my boerderye verloor het, al my vee verloor het, al my staf verloor het aan die dood, en letterlik al 10 my kinders aan die dood afgestaan het. Het jy die vermetelheid om vir my te sê, die beste lê nog voor? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die beste lê vir jou voor in jou lewe.
Die beste lê vir jou voor in die nuwe jaar. Glo jy dit saam met my vanmôre? Jy moet dit glo, want die woord van die Here sê Hebreërs 11 vers 1, geloof is die vaste vertroue vir die dinge waarop ons hoop. Daardie geloof is die bewys van die dinge wat jy nog nie sien nie. Maar jy moet saam met my vanmôre glo dat die beste lê vir my en vir jou voor in die jaar 2026. Jy kan nie soos 'n bangbroek in die nuwe jaar ingaan nie. Jy kan nie die ergste verwag sodat jy net nie moet teleurgestel word in die nuwe jaar nie. Jy moet saam met my glo, onteensleglik en sê, Here, ek glo dat die beste lê vir my voor, vir my en my huis. Ek glo die beste lê vir hierdie gemeente voor in 2026. Waarom? Omdat Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God tevrede te stel. As jy saam met my glo die beste lê vir jou voor in die nuwe jaar, steek op jou hand. Here, ek glo dat die beste lê vir my voor en vir elkeen wat vanmôre hier verteenwoordig is in die naam van Jesus. Jy sien, ek en jy het swaar gekry in 2025. Oom Hannes, ek's bly om te sien, oom is hier vanmôre. Ons geliefdes word aangeval deur rowers in hierdie gemeente. Baie van ons het dood beleef in hierdie jaar wat verby is. Baie van ons het swaar kry en siekte en seer kry en groot elende beleef in hierdie jaar wat verby is. Baie van ons het beleef hoe die Satan wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes, van ons gevat het in 2025. En my en jou liggame is mos tempels van die Heilige Gees. Is dit nie so nie? Maar net so is die aanslag van die Satan op die tempel van die Here in 2025 en sy missie was om my en jou af te takel. En as ek vir jou vanmôre vra, wees bietjie eerlik, is jou tempel afgetakel in 2025, dan wil ek heel eers my hand opsteek en sê, Here, hierdie jaar is die jaar wat die Satan wat wou steel, regtig waar probeer het om van my te steel. Hy het regtig waar probeer om my op verskeie grondgebiede te beroof. Daar's mense wat vanmôre hier sit wat hulle werk verloor het in 2025. Dit was 'n harde jaar. Dit was 'n hartseer jaar. Dit was 'n uitdagende jaar 2025. As ek vir jou vra, wie wil hierdie jaar oor hê? Kan ek 'n hand sien? Nie so enetjie nie. Niks nie. 50 randjie, tannie Adel wil tannie die jaar oor hê. Miskien wil ek ook die jaar oor hê, want dalk sal ek dinge anders terwou gedoen het in hierdie jaar. Maar ek sê vandag vir jou kind van die Here, die Satan was agter jou tempel aan om dit af te takel, maar ek wil vanmôre 'n uitspraak maak oor jou tempel in 2026 en dis die tema van my boodskap vanmôre. Die beste lê vir my en vir jou voor, nie net in die nuwe jaar nie, maar ook vir die res van jou lewe. As jy dit glo saam met my vanmôre, gee die Here lofoffer. Yes, amen. Want hy alleen is jou instaatsteller en hy kan vir jou gee die sluise van die hemele wat oor jou op elke grondgebied oopgemaak word. Jou tempel is afgetakel in die ou jaar. En jou tempel gaan moet herbou word. As my seentjie se karretjie stikkend is, dan kom hy na my en sê vir my, kom ons gooi die skrap weg, dan gaan koop ons 'n nuwe karretjie. Dis nie hoe God werk nie, hoor. Jy kan nie jou tempel weggooi en sê, Here, ek soek nou 'n nuwe tempel, ek soek 'n nuwe liggaam, ek wil oorbegin, ek wil weer 'n babatjie wees. Jy kan nie dit doen nie. Die Here kan jou help dat jou tempel herbou word in die nuwe jaar. En ek wil vanoggend met jou gesels oor die 5 fases om jou tempel te herbou in 2026. Jy sien, die profeet Haggai is gestuur om met die volk van die Here te gaan praat. En vir hulle te sê dat die Here sê die tempel van God moet opgebou word in die nuwe jaar. In hierdie nuwe fase wat ons as Israel in beweeg, moet die tempel van God weer opgerig word nadat hy stikkend geslaan is deur die vyand, nadat die dief, die rower wat wou afbreek, probeer het en hy het reg gekry om die tempel van God skade te maak. Hierdie tempel moet nou opgebou word. En Haggai praat met die volk en hy sê deur die woord van die Here, Haggai 2 vers 4, maar nou sê die Here vir Serubabel dat hy en Yeshua en die hele volk moet skep en aan die tempel moet begin werk. Die Here wat alle mag tot sy beskikking het, beloof dat hulle op sy hulp kan staat maak.
So as jy en ek vanmôre nie in depressie, in 'n gat van depressie val en sê Here kom haal my, ek wil nie meer lewe nie, dan gaan die Here in elk geval gaan hy 'n engel met brood en water na jou toe stuur, soos wat hy met Elia gedoen het toe Elia depressief was. Is nie 'n skande om depressief te wees nie, hoor, maar vra die Here om uit daai gat uit te kom. Ek weet wat dit is, ek was al baie keer in my lewe daar. En die Here sê vir my en vir jou vanmôre in ons liggame en grondgebiede van ons lewe wat in die ou jaar skade gekry het, sê hy vir my en vir jou, skep moed. Dis fase nommer 1. Begin om moed te skep, want die Here kan nie met 'n moedelose geslag enige iets doen nie, hoor. As jy nie hoop het vir die nuwe jaar nie, kry eers hoop. As jy nie moed het vir die nuwe jaar nie, en as jy dink volgende jaar gaan erger wees, en die duiwel gaan jou nog meer pak slaag gee, jy wil nou maar 'n ou bondeltjie gaan lê dat hy nou maar kan kom om vir jou pak slaag te gee. Dan wil ek eerstens vandag vir jou sê, kind van die Here, skep moed, want dis hoe jy begin om die tempel van die Here te herbou. As jy glo jy is die liggaam en die tempel van Jesus Christus, dan en jy wil jouself graag weer opbou in die nuwe jaar deur die bonatuurlike krag van die Here, moet jy begin om te sê ek gaan moed skep. Nommer 1. Nommer 2. Dan moet jy aan die tempel beginne werk. En jy moet die beste weergawe van jouself wees wat die Here jou geroep het om te wees. Niks meer nie en niks minder nie. Jy moet moed skep en jy moet beginne werk. En dan die Here wat alle mag tot sy beskikking het, beloof dat hulle, dis jy wat hier sit vandag, op sy hulp kan staatmaak. Gaan jy staatmaak op die Here? Of gaan jy sê, Here, ek gaan eerder my eie plannetjies maak vir die nuwe jaar. Here, ek gaan my CV uitstuur na al die plekke toe in die nuwe jaar. Kom ons kyk wat se ene bel my eerste terug. Here, ek gaan dit doen en ek gaan dat doen en ek gaan so maak en ek gaan so maak en ek het so 'n geheime plan in my hart, ek wil my vrou dalk los. Die Here sal dit nou nie weet nie, maar ek dink daaraan, miskien moet ek dit tog uitvoer. In plaas van om te sê, Here, ek vra dat U vir my in hierdie nuwe jaar sal deurkom. U wat beloof dat ek op U kan staatmaak. Dis fase 1. Ek wonder of jy vandag regtig waar in jou hart kan sê, Here, en met jou mond kan bely en sê, Here, ek gaan op U staatmaak. Sê dit 'n bietjie agter my aan vanmôre. Here, ek gaan. Hoekom is julle so stil? Ons gaan oorbegin. Here, ek gaan op U staatmaak in 2026. Maar weet jy wat? Ja, prys hom, want dan gaan hy die sluise van die hemele vir jou oopmaak. As ek voor die hek by ons huis staan en ek en vrou en kind en kraai moet nou gaan stap met die hond en met die kindertjies hier in die straat, dan staan hulle so voor daai hek en wag dat ek die knoppie moet druk. Dink jy ek gaan hulle drop? Ek gaan die hek oopmaak, want hulle maak staat op my. Die Here gaan jou nie drop nie, hoor, want hy weet ek en jy maak staat op hom, maar dan moet ons regtig in geloof staat maak op hom, dat hy die sluise van die hemele vir ons kan oopmaak. Hier's fase 2. Dankie my broeder. Moenie vrees nie, want God se gees is met jou. Haggai 2 vers 5 sê, hy sê toe julle uit Egipte gevlug het, het ek beloof dat my gees altyd saam met julle sal wees. Hy het beloof. Gaan God iewers sy belofte verander? Was dit net vir die Israeliete gewees? Was dit net vir die Jode gewees? Was dit net vir daardie tyd se mense gewees? Was dit net vir die mense van die Ou Testament gewees? Of sê hy, ek beloof dat my gees altyd saam met julle sal wees. Daarom beveel hy ons en sê, moet julle nie nou bang wees nie. As jy skrikkerig is, vir wat jou nuwe jaar voorlê, gaan lees Haggai 2 vers 5. Daar sal staan, julle moenie nou bang wees nie, want die Here beloof hy gaan altyd met jou wees. Dis net tot jy die skool se skryfbehoefte lysie kry, dan sien jy in 'n flatspin, hoor. Kom gou uit daai flatspin uit en sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie betaal nie, maar ek gaan ook nie bang wees nie, want ek weet U gaan die sluise van die hemele oor my ook maak. Glo jy dit vanmôre? Hy sê, moenie bang wees nie, want my gees is met jou. Matteus 28:20 sê, kyk, ek is met jou al die dae van jou lewe, sê die Here, tot aan die volëinding van die wêreld. Dit beteken, as die Here my of jou wil kom haal in 2026, moet ons ook nie daarvoor bang wees nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want hy sê, ek is met jou al die dae van jou lewe tot aan die volëinding van die wêreld. Dit beteken, sy gees is selfs met jou gees, tot in die hiernamaals toe. Selfs al moet jou liggaam afsterf. Ek sê nie, ons gaan nie 'n begrafnis hê volgende jaar nie. Ek sê nie, ons gaan dalk deur 'n uitdaging gaan wat die Here saam met ons gaan wees nie. Maar ek weet dat die Here sê, ons moet nie bang wees nie.
Omdat hy beloof, hy gaan altyd saam met ons gaan. Fase 3, sê God gaan jou omstandighede skud. Nou dit is nie 100% ideaal, lekker vir my en vir jou altyd nie, hoor. As God sê, ek gaan jou omstandighede skud, die Here sê, as die hemel, die aarde, die see en die droë grond weer op 'n keer skud en bewe, sal julle weet dat ek by julle is. Dit sal julle daaraan herinner. Jy moet onthou, ek prosperity preach nie vanmôre vir jou en sê, dit gaan net altyd maanskyn en rose wees nie. Miskien vir jou wat ongetroud is maanskyn en rose, maar as jy getroud is, sal jy weet waarvan ek praat, is nie altyd maanskyn en rose nie. Maar die Here sê, hy gaan in jou omstandighede instap, en hy gaan skud en bewe, die hemel, die aarde, die see en die droë grond. Weet jy hoekom? Omdat hy 'n groter plan vir my en vir jou in stoor het. En dat die Here weet, 'n aardbewing in jou omstandighede berei die grond voor vir 'n nuwe projek wat die Here wil bou op die grond wat eers klipperig was, maar nou ideaal is vir God om op te kan bou. Dis wat dit beteken as die Here sê, hy gaan die droë grond bietjie skud, dat hulle bietjie kan verbrokkel, dat 'n mens kan grou daar om 'n fondasie te gooi, dat die Here kan bou. Weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê, as God die stad nie bou nie, te vergeefs bou hulle wat daaraan bou. Te vergeefs waak die wagter, as God die stad nie bewaak nie. Dit gaan verniet wees, sê hy, dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, en sê hy, en brood van smarte eet, dit sal alles verniet wees. As jy nie vandag saam met my op 'n plek kom en sê, Here, fase 3, u gaan die bouer wees, u gaan die oprigter wees. Want jy sien, kind van Here, Filippense 1:6, herinner ek jou graag aan en sê, Here sê, die goeie werk wat hy in jou begin het, gaan hy klaar maak. Tot op die dag dat Jesus Christus ons kom haal. En soms wil hy maar met so TLB in ons hart inkom, hoor. En sê, ek hou nie van hierdie ding in jou persoonlikheid nie, dit moet uit. Ek hou miskien nie van jou hoogmoedigheid nie, ek hou nie van hierdie ding wat nie hoort by jou nie. Ek gaan die aarde skud en bewe en met my geestelike TLB hier inkom, om seker te maak, dat jy in 2026 die beste weergawe van jouself kan wees, wat ek jou gemaak het om te wees. God is 'n bouer, hoor, maar hy bou nie op sand nie. Hy bou nie op droë grond nie. Hy gaan so bietjie eers kom skud en die grond voorberei vir my en vir jou in ons lewe, dat hy die sluise van die hemele oor ons kan oopmaak. Fase 4 sê, God besit alreeds jou voorsiening. Nou sit jy vanmôre hier, dan sê jy vir jouself, ag Here, gaan ek volgende jaar weer swaar kry? Ag, gaan ek volgende jaar weer so ellendig wees? Ag Here, gaan my mediese fonds weer Maart maand uitgeput wees? Wat sê jy vir jouself in die spieël? Wat sê jy vir jouself in die shower dat ek bietjie hoor? Ag Here, gaan ons weer swaar kry hierdie jaar? As ek vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Ag, arm en geduldig. Dan sal dit so gaan, hoor. Dan sal dit so gaan, hoor, want jy spreek dit oor jouself, jy bring dit met jou eie tong oor jouself. Dit terwyl die Here alreeds sy goddelike voorsiening vir jou in sy hand het, Haggai 2:8. Maar daar's nog iets wat jy moet weet, sê die Bybel. Dit is dat al die silwer en die goud op die aarde in elk geval myne is, want jy gaan dit benodig om jou tempel te herbou in die nuwe jaar. Hy het dit klaar in sy hand. My kind hy dink ek het ongelooflike groot rykdomme in my sak. Hy dink so. Want hy sê vir my, koop vir my die karretjie. Ek het ons laasweek oor die trolley gepraat. Dan sê hy, koop vir my die karretjie. Dan sê ek vir hom, ek het nie geld nie. En die kinders van vandag is bietjie wintie, hoor, dan vat hy my beursie. Dan moet ek net vir my wickets keer en sê, wag bietjie, jy kan nie nou my beursie vat nie. Los my beursie uit. Dan sê hy vir my, ek wil net kyk as daar geld in jou beursie. Dan sê ek, daar is nie. Dan sê hy, maar jy het mos 'n kaart. Of hy sê, gaan trek net, daar's geld in die teller, gaan trek maar net daarso. Hy dink ek is skatryk. En weet jy, as jy 'n kind het wat 5 jaar oud is, dink hy ook jy is skatryk, hoor. Kan ek dit gou vir jou sê? En hy gaan probeer om alles uit jou uit te melk, omdat hy dink jy is skatryk. Maar hoor wat sê ek vanmôre vir jou? Ek dink nie, ons Vader in die hemel is skatryk nie. Ek weet alles, al die silwer en die goud op aarde, behoort in elk geval aan hom. Jy moet dit net begin glo, en jy moet dit begin besef. As jy op kommissie werk, as jy vir jouself werk, as jy 'n besigheidseienaar is, dan moet jy begin bid en sê, Here, ek vra vanmôre dat U wat in besit is van al die goud en die silwer, dat U my besigheid sal mense na my besigheid toe stuur en dat U hulle rekening vir hulle sal betaal. Is dit die regte ding om te vra?
Ja, want hy het dan die beursie. Al die silwer en die goud op aarde is in elk geval syne. Dis dalk net in hulle besit, maar hulle kan dit oorhandig. En as dit God se wil is, dan kan ek en jy transaksies doen. Is dit nie so nie? Dis hoe dit is, 'n goddelike besigheid werk so. Here, u goddelike voorsiening wat alreeds by u is. Gee dit asseblief vir elke persoon wat vandag hierso is, in die naam van Jesus Christus. Dan, fase 5. Goddelike vooruitsig vir jou tempel is dat die beste voorlê. Ek het in hierdie jaar het ek een keer bedien en ek het so vreeslike bril opgesit en julle het brille opgehad. Dan die Martha tannie die mooiste gelyk met daai brilletjie wat tannie aangehaat het. Nie die wat hy nou aan het nie, hy ook, maar daai ander brilletjie ek onthou hom. Ons het brille opgehaat om te sê, Here, wat is u perspektief vir my lewe? Here, wat sien u wat ek nog nie sien nie? En vanmôre wil ek vir jou sê, goddelike vooruitsig vir my en vir jou is die tema van hierdie boodskap. Die roem van die tempel, dis jy. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede. Nie sê Haggai nie, sê die Here die Almagtige. Jou toekomstige heerlikheid, hoor vanmôre die woord van die Here, is groter as die verlede. Kan ek gou vir jou sê, die heerlikheid van Herlewingsentrum gemeente in Klerksdorp is groter, ek profeteer dit vandag in Jesus naam, is groter as in die verlede. Want die Here sê, as hy in 'n saak is, sal geen mens hom kan teëstaan nie. As die Here vir ons is, wie kan ooit teen ons wees? As die Here ons seën, wie kan ons vervloek? Gevolglik sal hierdie kerk se toekomstige roem sal groter wees as die verlede roem wat hierdie kerk van 1958 in Klerksdorp alreeds vir die Here bereik het. Glo jy dit saam met my? Hierdie kerk is in 1958 geplant daar onder in die middedorp. Hierdie mooi gebou is in 1989 gebou en in 1990 voltooi. Ek wil vandag vir jou sê, dit wat die Here vir hierdie gemeente instoor het hierdie kerk in 35 jaar by hierdie adres nog nie gesien nie. As jy dit saam met my glo, gee die Here lofoffer. Want dis sy roem, hoor, dis sy tempel en dis sy eer in Jesus naam. En dan sê hy, op hierdie plek sal ek vrede gee. Al ry die anti langs jou 'n besem, sê die Here, op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here, die Almagtige. Want weet jy, as hy jou tempel gaan herstel, dan gaan jou tempel 'n tempel wees van vrede. Jy sal die gawes van die Heilige Gees kan besit. Jy sal die geskenke van God se Gees sal joune wees. En die uitloop daarvan sal die vrugte wees van God se Gees. Jy sal in jou tempel weer liefde kan beleef as God jou tempel herbou. Glo jy dit saam met my? Liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en ek vergeet altyd ene. Ek dink is lankmoedigheid, ek het hom al gesê. Ek vergeet altyd een uit die 9 uit. Liefde, vrede, vreugde, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Daar sê hy. Al 9 van hulle. Glo jy dat jou tempel die vrug sal dra van die Gees van die Here in 2026? Glo jy dat die beste vir jou gaan voorlê in die nuwe jaar? Glo jy dit vanmôre? Ek wil hê jy moet hom prys daarvoor, want hy gaan dit vir jou gee as jy dit saam met my glo. Waarmee begin jy vir 2026? Hoe gaan jy begin om jou tempel te herbou? Ek gaan jou 3 tips gee wat Job gedoen het. Job het 3 goeters gedoen. Hy het nou alles verloor, né? Vrou het hy nie verloor nie. Sy was slegte advies, sy wou gehad, hy moes sy rug op God gedraai het. Hy het sy vriende verloor, sy vriende het aan vyande verander. Hy het 10 kinders verloor op een slag. Al sy besittinge, al sy roem, al sy rykdom, al sy besighede, al sy vee en al sy staf. Het hy op een dag verloor. Dink bietjie mooi daaraan. As daar iemand is wat kan sê die duiwel was agter sy tempel aangewees, is dit Job. En Job het begin om God te prys, al is sy tempel afgetakel. Jy sit miskien vandag met 'n siekte in jou liggaam, en jy sê vir jouself, volgende jaar gaan ek huis toe. Ek het nou die dag iemand gaan besoek in die hospitaal by Wilmet, en ek stap in, die man het 'n hartaanval gehad, ek stap in die saal in, ek sê vir die suster, waar's meneer so en so? Sy sê vir my, hy's huis toe. Ek sê, suster, jy moet vir my mooi hoor. Vir 'n pastoor moet jy nie sê iemands huis toe nie, hoor, dit kan 2 dinge beteken. Dit beteken hy's Klerksdorp toe of hy's Appington toe. Nee, sê sy hy's huis toe, na sy huis toe in Klerksdorp, hy's ontslaan. Ek sê, prys die Here. Ek dog ons hou begrafnis oor 3 dae. Sy sê nie, hy's nie Appington toe nie. Maar jy sien, kind van die Here, miskien voel dit vir jou, jy gaan Appington toe volgende jaar. Miskien sê jy kan nie aangaan soos jy aangaan in jou huwelik nie.
Jy is op jou flatste flat wat jy in jou lewe al ooit was. Jy kan regop onder deur hierdie mat loop. Dan vra ek jou vanmôre, het ek en jy nog steeds die vermoë om God te prys al is jou tempel afgetakel? Al is jy vandag so armoedig dat die mense dit nie sal weet nie, maar jy weet nie hoe jy hierdie jaar wat 3 dae oor het sal kan uitsien nie. Jy weet nie hoe gaan dit vir jou uitwerk nie. Het ek en jy nog steeds die vermoë om God te prys al is ons tempel afgetakel? Want dis waar jy gaan begin. Dis die eerste stap wat Job geneem het nadat hy die slegte nuus van sy kinders en sy hele lewe ontvang het. Hy het God geprys. Het jy vanmôre die vermoë te midde van jou siekte, jou finansies, jou besigheid, jou kinders, jou huwelik, jou familie, jou vriende, jou alles, jou huis, jou omstandighede, waar ook al jy jouself bevind, het jy die vermoë om God nog steeds te prys, Job? Het jy daai vermoë? Het jy dit in jou vandag om te sê, Here, U het gegee en U het weer gevat en daarvoor prys ek U vanmôre? Het jy die vermoë om ook soos Job nie sy rug op God te draai nie? Sy vrou het gesê, man, draai jou rug op die Here en lewe jou lewe sonder God. Doen dit nou maar sonder die Here. Het jy daai vermoë of het ek en jy miskien klaar begin 'n planne maak om te sê, toe maar Here, U vat te lank, ek sal maar my eie planne maak. Het ons miskien op so 'n plek gekom? Hy sê, Here, nee, wag 'n bietjie. Bly by my en ek en jou sê die woord van Here, dan sal jy vra net wat jy wil en wat? En hy beloof, jy sal dit verkry. Bly net by die Here. Bly in hom, bly met hom, praat met hom, bid tot hom, vat sy woord, kom kerk toe, lewe saam met die Here, want hy sê, dan sal jy vra net wat jy wil, en jy sal dit verkry. Die derde tool wat ek en jy by Job vanmôre kry is, Job het gebid vir 'n vriend wat 'n vyand van sy tempel verander het. Het jy vermoë om vir jou vyande te bid? Ja, miskien. Het jy vermoë om vir jou vriende te bid wat vyande geword het? Glad nie. Ek sal doodreis ek hulle op die straat kry. Sê ons vir ons, as ek daai ene kry, ek moet die pastoor se Mercedes leen, hy het so mik daarvoor op die bonnet. Ek moet net iemand mik en druk. Ek kan nie my vriend wat 'n vyand verander het vergewe nie. Dan is jy ver van tempelherbouing af, hoor. Dan is jy ver van tempelherbouing af, want ek en jy moet op 'n plek kom wat ons sê, Here, maak nie saak wat nie, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek juig, nogtans sal ek U prys en ek sal vergewe, al vra hulle nie vir vergifnis nie. Dit is moeilik om te vergewe as mense nie vra vir vergifnis nie. En nadat Job hierdie 3 tools in sy lewe toegepas het, God nog steeds geprys, maak nie saak hoe moeilik dit gegaan nie, nooit sy rug op God gedraai nie, en gebid vir vriend wat 'n vyand verander het. Fast forward 41 hoofstukke, na hoofstuk 42 vers 10, daar staan, nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander, en hom 2 keer soveel gegee, as wat hy gehaat het. Wil jy vanmôre sê, Here, dubbel soveel vir my, in my huishouding, op elke grondgebied, is wat ek van tevore gehad het, voordat die duiwel kom steel het. Ek sien te min hande vanmôre. Wil jy vanmôre jou hand opsteek en sê, ek wil altyd my hande opsteek? Here, dubbel soveel as voorheen. Dubbel soveel as voorheen, voordat die Satan gekom het, om te steel, te slag en te verwoes. Dubbel soveel as voorheen, Here, in die naam van Jesus. Glo jy dit saam met my? Jy weet daarvan, ek hou daarvan om 'n quote te gee, nee, van Charles Spurgeon en van Billy Graham, maar ek gaan vanmôre vir jou 'n quote gee wat ek by die Here gekry het. Hierdie is nie 'n gegoogelde quote nie, hierdie is my quote. Bring my quote, my broeder. In 2025 het die vyand probeer reëneer, maar in 2026 gaan God restoreer. Glo jy dit? Hy gaan ophou wat 'n pynhoop is, gaan hy oprig, want sy heerlikheid gaan daardeur uitgedra word aan die mens. So spreek die Here vanmôre. Ek sê vir jou, en ek gaan die band vra om vorentoe te kom, die beste lê vir jou voor in 2026. Die mooiste, die alles van die beste van die mooiste lê vir jou en jou huis voor in hierdie nuwe jaar wat voor lê. Die beste van die mooiste lê vir my en vir jou voor. Glo jy dit vanmôre saam met my? Wil jy vanmôre op jou voete staan en ek kan bid en sê, Here, U weet van elke persoon se werklose situasie. Here, U weet van elkeen se sieklike liggaam vanmôre. Here, U weet van elke dokters uitspraak. Vader, U weet van elke besigheid. U weet van elkeen se finansies. U weet van elkeen se ongelukkige huwelik. Die een is gelukkig en die ander is getroud. Here, U weet van al hierdie dinge. Maar dan sê die Here vanmôre vir ons in sy woord in Haggai 2 vers 4, die beste lê nog voor. Vir my, vir jou, vir die gemeente, vir die dorp, vir Suid-Afrika, vir die wêreld, vir alles.
Ja, daar gaan donker tye kom. Ja, daar gaan uitdagings wees, maar dis deel van die grond wat die Here skud. Ja, daar gaan kopsere wees. Ja, die vyand gaan probeer om te steel, slag en te verwoes, want dis wat hy doen. Maar die woord van die Here sê, Johannes 10 vers 10, hy het gekom vir my en vir jou, om vir my en vir jou lewe en 'n oorvloed van lewe te gee in die naam van Jesus Christus. Sluit saam met jou oë. Hemelse Vader, ek glo. En dis 'n profetiese uitspraak vanmôre oor elkeen wat hier is se lewe in Jesus naam. Haggai 2 vers 4. Die beste lê nog voor in die naam van Jesus. Die beste lê vir elkeen wat vanmôre hier is op elke grondgebied voor in Jesus naam. Ons proklameer dit vanoggend, Here. Ons pleit dit vanoggend by U en ek vra dat U elkeen daarmee ryklik sal seën met die rykdom van U genade, die lewe in oorvloed van lewe wat U vir elkeen instoor. Here, ek het nog nooit in my lewe so mooi mense hier voor my gesien soos vandag nie. En ek wil bid, Here, dat hulle so mooi sal wees en hulle omstandighede so mooi sal wees soos wat hulle is vanmôre. Want hulle is U kinders en hulle is bloed gewas en hulle is duur gekoop deur die bloed van Jesus en daarvoor sê ons vir U baie, baie dankie. Here, ek weet U het hulle elkeen by die naam geroep wat U is. Ek weet hulle is almal U sinne en ek weet U het hulle nie net by hulle name geroep en bloed gewas om hulle een kant toe te gooi nie. Ek glo het hulle by hulle name geroep, die beste lê vir hulle voor, omdat U die dure prys vir hulle betaal het. En gaan 2026 'n jubeljaar wees. Ek glo dit is 'n jaar van openbaring. Ek glo dit is 'n jaar waar dit wat in die donker gedoen is, sal uitkom in Jesus naam. Ek glo, Here, dit is 'n jaar wat die verborgde werke van die Satan aan die lig sal kom en dat die lig van Jesus Christus bo oor dit sal triomfeer in Jesus naam. Ek glo dit is 'n jaar van restaurasie. Waar die huis reg oor die wêreld wat in 'n pynhoop verval het, sal gerestoreer word in Jesus naam. Waar U huis opgetel sal word uit die as uit en weer sal herbou word met die goud en die silwer wat alreeds aan U behoort. Bid dit vir elkeen vanmôre, Here, in hulle huwelike, in hulle finansies, in hulle gesondheid, in hulle gesinne, hulle families, hulle besighede, hulle werke. Waar ook al hulle gaan, sit of staan, dat U goedheid en U guns hulle sal volg en hulle deel sal wees, omdat ons vanmôre proklameer dat die beste lê vir hulle voor in die jaar 2026. Ek bid dat U elkeen sal seën wat vandag hier is, met 'n dubbele mate van die Heilige Gees aanraking in die nuwe jaar. Sê U woord nie vir ons. Die ou mense sal drome droom en die jong mense sal gesigte sien. Hulle sal profeteer, hulle sal openbaringe kry, hulle sal by U kennis kry, wysheid, insig. Hulle sal U werk doen, Here. Ek bid dat ons gemeente 'n sentra van Klerksdorp sal wees, waar die verlore na toe kan stroom in 2026 en waar hulle Jesus sal kan vind. Ek bid, Vader, dat U elkeen sal aanraak met U liefde en U groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Ek pleit elkeen onder die kosbare bloed. En Here, ek sê vandag vir U dankie dat U saam met ons vandag was by 'n wonderlike diens. Van die begin tot die einde was vir my eenvoudig asemrowend, want asemrowend is ons koning. En ek weet, Here, omdat U leef, kan ons kans sien. Nie net vir vandag nie, maar vir die res van hierdie jaar en ook vir 'n pragtige toekoms saam met U, want ons glo die beste lê nog voor. Ek vra dat U nou elkeen sal vergesel na hulle wonings toe, vat hulle na hulle huise toe, Here. Maak die sluise van die hemele oor hulle oop. Geef hulle veiligheid, die goedheid en die guns van die Here oral waar hulle gaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Wil jy die Here lekker lofoffer gee en sê, Here, dankie vir die beste wat voor lê. Mens sê mos dankie as iemand vir jou groot geskenk gaan gee. Amen. Ons seën jou vandag met die liefde van die Here. Jy moet veilig ry. Ek wil jou graag uitnooi. Woensdag die 31ste Desember, net voordat jy daai cracker gaan aansteek met die antiese soutert wat verbrand het, dan kom jy eers kerk toe 6uur. In die huis van die Here. Nie 11uur nie, 6uur, Woensdag aan die 31ste. Dit is ons laaste diens. Ons is opgewonde om jou uit te nooi. Pastor Jimmy is dan weer terug en hy is aan die woord. Ons is opgewonde om te hoor wat sê die Here vir ons met die laaste byeenkoms van 2025. Ons nooi jou uit. Alle ander aktiwiteite is dan afgestel. Dan sien ons jou weer daarna volgende week Sondag 9uur op die 4de Januarie 2026 in Jesus naam. Amen.